Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, soos ek neem aan, soos almal van julle het ek vir die laaste 2 weke het ek na die Olimpiese Spele gekyk en dit was great. Ek vind altyd die Olimpiese Spele inspirerend. Jy weet, daardie atlete in hulle verskillende dissiplines wat met harde werk en alles wat hulle doen hierdie ongelooflike dinge kan bereik en wat hulle kan behaal. En selfs meeste van hulle, behalwe dalk vir die boogskutters, meeste van hulle se liggame is ook amazing, gespierd van al die harde werk wat hulle gedoen het. En dit het my so 'n bietjie gemotiveer dat ek is van plan om hierdie week wat kom, gaan ek weer my tekkies uit my kas uit afstof en ek gaan daar in die strate van Wingate Park gaan ek in die komende week weer hardloop. Maar dit is waar die ooreenkoms tussen my en 'n Olimpiese atleet stop. Die ding is, vriende, hoor mooi, nee, dat daar is 'n verskil, nee. Daar's 'n verskil tussen iemand soos ek wat nou en dan hardloop en iemand wat 'n Olimpiese hardloper is. Vir my is om te hardloop 'n sporadiese stokperdjie, 'n ding wat nou en dan gebeur, maar vir 'n Olimpiese atleet, vir 'n marathonatleet is om te hardloop 'n way of life. Dit is wat daai persoon se doen en late definieer. Dit is wat so 'n persoon se menswees vorm en slyp. En ek begin hiermee, vriende, want ek dink dieselfde onderskeid is nodig om getref te word wanneer ons dink oor die konsep van danksegging. Jy sien, alle gelowiges, en ek dink dis veral waar dalk vir ons as Afrikaners, alle gelowiges van kleins af word geleer dat dit is 'n goeie ding om dankie te sê aan God. En so jy's klein en dan sal jou ouers jou kry en hulle sal vir jou sê, kyk, kom ons sê dankie vir God, en dan sê jy vir God dankie vir die hond en die kat en die budgie en vir alles in jou kamer, en dit is wat ons doen. En dan kom ons by die etenstafel en ons leer dat ons sê dankie vir God vir die kos, en dan sit Kersfees en ons word geleer, ons sê dankie vir God vir Jesus, en ons kom by die kerk saam en dan sing ons liedjies waar ons weet een van die groot dinge wat ons doen is, ons gaan vir God dankie sê wanneer ons sing. En dit is goed en dit is reg. Maar as julle enigstens soos ek is, dink ek is ons idee van danksegging iets wat ten beste sporadies is. Dit is iets baie kere, as ons moet eerlik wees, wat amper meganies is, bietjie godsdienstig is. Ons weet dit is 'n goeie ding om vir God dankie te sê, ons weet dit is die gepaste ding om vir God dankie te sê, en so ons doen dit nou en dan, maar selfs dan, as ons moet eerlik wees, nie noodwendig omdat ons dankbaar voel nie, maar omdat ons weet dit is die regte ding om te doen. Maar vriende, hoor mooi, dit is heeltemal anderste. Dit wat ek nou net beskryf, dit is heeltemal anders as 'n persoon wat danksegging as 'n geestelike dissipline beoefen. Iemand wat hulle lewe inrig en hulle lewe toewy aan danksegging en wie se dankbaarheid nie net iets is wat hulle nou en dan voel nie, maar dankbaarheid is die gesindheid van hulle lewe. Die gesindheid van hulle lewe wat hulle menswees deurlopend vorm en slyp. En dit, vriende, is die groot doel van hierdie reeks wat ons oor die volgende klomp weke saam gaan doen. Hierdie reeks wat ons getitel het Dankbaar. Die doel van hierdie reeks, vriende, gaan wees dat ons die verlore geestelike dissipline van danksegging in ons eie lewens sal herontdek. My gebed, vriende, is dat elkeen van ons sal besef dat dankbaarheid is soos 'n geestelike spier. En ons almal het daai spier, party van ons is die spier net swak en party is dit dalk sterker. Maar my begeerte is dat ons sal besef dat dankbaarheid is 'n geestelike spier wat ons behoort te beoefen en wat ons behoort sterker te maak in ons lewe, en soos wat ons dankbaarheidsspiere in ons lewens gesond is en sterk is, vriende, sal dit ons totale menswees transformeer. Dankbaarheid het die vermoë om ons verhouding met die Here te verander.
Dankbaarheid het die vermoë, die manier wat jy dink en die manier wat jy voel, jou eie menswees, wie jy is, te verander. Dankbaarheid het die vermoë om jou verhoudings met ander te verander. En so dit is wat hierdie reeks oor gaan. En ek vir een is bitter opgewonde hieroor. Nie omdat ek dankbaarheid nail nie. Nie omdat dankbaarheid, as ek eerlik moet wees, dankbaarheid kom nie vir my natuurlik nie. Maar dit is iets wat ek in wil sterker word. Dit is iets, is 'n area van my lewe wat ek dink baie naby lê in die hart van ons bestaan waarin ons nodig het om sterker en gesonder te word. En so vir daardie rede dan hierdie reeks. So wat ons vandag gaan doen, is ons wil vandag hier in die begin van die reeks wil ons die fondasie lê van wat Bybelse dankbaarheid is. En om ons te help om te verstaan wat Bybelse dankbaarheid is, wil ek graag hê ons moet kyk daar na daai gedeelte wat vir ons gelees was in Psalm 107. So hou julle blaadjies byderhand of maak julle Bybels oop. Vriende, kom ons kyk saam na daai gedeelte. Nou soos wat ons die fondasie lê vir die res van die reeks, want ook al jy fondasies bou, het jy nodig om ou mirasies af te breek. En dit is in 'n mate wat ons ook in hierdie gedeelte gaan sien. Daar is in Psalm 103, vriende, 3 kenmerke. 3 kenmerke van Bybelse dankbaarheid wat ek wil graag onder ons aandag bring. 3 kenmerke van Bybelse dankbaarheid wat 3 wanopvattings wat ek dink ons het oor dankbaarheid wat dit sal korrigeer vir ons. En so hou julle Bybels byderhand en kyk saam met my daarso wat die psalmskrywer vir ons sê. Hier is die eerste kenmerk van Bybelse dankbaarheid. En ek gaan dit vir ons 2 keer sê, want dit is 'n bietjie lank. Bybelse dankbaarheid, vriende, is nie net dankbaar vir iets nie, maar is dankbaar teenoor iemand. Ek gaan dit weer sê. Bybelse dankbaarheid is nie net dankbaar vir iets nie, maar is dankbaar teenoor iemand. Kyk saam met my daarso in die Psalm. Sien raak die opdrag wat reg deur die Psalm aan ons gegee word. Dis inderdaad daar in die heel eerste vers van die Psalm en oor in die gedeelte sien ons dit. Hier is inderdaad dis die hoofpunt van die hele Psalm. Vers 1. Die psalmskrywer roep God se mense en sê, "Oh, give thanks to the Lord." Vers 8, laat jou oë afgaan na vers 8 toe. Let them, dis God se mense, let them thank the Lord. Kyk na vers 15. Let them thank the Lord. Kyk na vers 21. Let them thank the Lord, en weer 'n keer daar in vers 31, let them thank the Lord. So dit is duidelik, hierdie is die groot oproep en hierdie is die groot punt van die Psalm. Die psalmskrywer sê vir Israel, julle het nodig, julle behoort, dit is belangrik dat julle die Here behoort te dank. Hoekom? Waarvoor? Wel, dit is die res van die Psalm. Dit is die res van die Psalm, en reg deur die Psalm is die rede hoekom hulle die Here moet dank is, en jy sien dit in die herhaling van net na elkeen van daai opdragte, hulle behoort die Here te dank vir die Here se wonderdade. Nou in ons gedeelte, as jy oë afgaan daarna verse 35 tot vers 38, dan is deel van die Here se wonderdade is, kom ons noem dit maar daardie fisiese maniere waarin die Here die mens en spesifiek sy mense seën. Dit is die feit dat die Here vir hulle, en ek noem dit net die lys vinnig daar, dat die Here die een is wat uiteindelik vir ons kos gee en water gee en huisvesting gee. Dit is die Here wat vir ons opbrengs in sukses, sê die gedeelte, in ons werk gee. Dit is die Here, sê daai gedeelte, wat vir ons geliefdes in ons lewe gee. Kyk na vers 39 tot 41, net so vlugtig daarso. Dit is die Here wat ons beskerming bied. Dit is die Here wat vir ons versorg, sê die psalmskrywer. Maar hier's die ding. Vriende, die hoofklem, die groot fokus van die hele lang Psalm is nie eintlik so seer net op ons fisiese versorging wat ons vanaf die Here kry nie, maar dit is spesifiek hier op die Here se verlossing van sy mense. Dit is die feit dat die Here 'n God is wat sy mense red, wat hulle verlos. Dis die groot ding wat ons in hierdie Psalm sien, hoekom ons die Here behoort
te dank. Kyk gou saam met my vinnig net daarna. Dit is wat ons daarso sien in vers 4 tot in vers 32. In vers 4 tot 32 gaan die psalmskrywer en hy skets 4 beelde, 4 prentjies van hoe God vir Israel in die verlede verlos het, gered het. Die eerste prentjie het ons daar in verse 4 tot 7. Dis die prentjie van Israel in die woestyn, in hulle woestyn bestaan en hoe die Here gekom het en hy het hulle gered daar uit die woestyn uit en vir daardie rede vers 8 behoort hulle om te dank. Die tweede prentjie word ons gegee in vers 10 tot 14. Dis die prentjie van Israel in hulle tyd in slawerny en hoe die Here daar gekom het en toe hulle slawe was, hoe hy hulle daar gered het. En vir daardie rede, vers 15, behoort hulle die Here te dank. Vers 17 tot 20, derde prentjie, is van hoe Israel gegee hulle sonde by die poorte van die dood was. En hoe die Here hulle daar gered het. En vir daai rede vers 21 behoort hulle die Here te dank. Vierde en laaste prentjie, vers 23 tot 30. Beskryf hoe hulle letterlik hulle self in die stormwaters bevind het, maar in die storms van die lewe en hoe die Here gekom het en hy het hulle kom red en vir daardie rede vers 31 behoort hulle die Here te dank. Ons as 'n versterk gesin het die unieke voorreg en ook 'n klein bietjie van die uitdaging dat al 4 van ons kinders verjaar hierdie maand. Okay? Al 4 my kinders verjaar in Augustus. Ons het nou 1 verjaarsdag al klaar gehad, maar nog 3 wat kom en so ja, dit is 'n interessante maand, dit is 'n besige maand, hard op die budget. Maar die lekker ding van Augustus is dat op 'n verjaarsdagoggend, 6:00 die oggend, dan sit ons by die etenstafel en almal bring 'n geskenk vir die een wat verjaar is. Soos wat hulle kom om die geskenke te gee, dan is dit altyd treffend om te sien hoe jou kinders opgewonde raak wanneer daar vir hulle hierdie dinge gegee word, hierdie geskenke gegee word. En daar is altyd 2 goed wat gebeur wanneer my kinders hulle geskenke oopmaak. Die eerste een is dat dadelik soos wat hulle dit oopmaak, dan borrel hulle oor met vreugde. Hulle is opgewonde en bly oor daai ding wat hulle het, wat hulle nie gehad het nie, maar wat hulle nou het en wat hulle gaan kan geniet. En so hulle is bly en hulle is opgewonde daaroor. Maar die tweede ding wat gebeur en jy het nie eers nodig om hulle dit te leer nie, soos wat hulle daai geskenk sien, dadelik is daar 'n dankbaarheid wat beteken dat hulle vir die persoon wat vir hulle die geskenk gegee het, dan voor dankie sê, want selfs van 'n klein ouderdom begryp hulle dit. Hulle besef dat daai ding wat hulle gegee was, het hulle kon dit nie self vir hulle bymekaar gemaak het nie. En hulle kan dit nou geniet want daar was 'n iemand wat vir hulle daardie iets gegee het. En vriende, dit is die punt wat ons baie keer soos ons kinders nie altyd lekker onthou nie of besef nie. Die punt is, vriende, dat opregte danksegging, Bybelse danksegging is nie net dankbaar vir iets nie, maar is spesifiek dankbaar teenoor iemand. Die iemand wat vir jou die iets gegee het. En as dit waar is vir ons kinders, vriende, as dit waar is in ons menseverhoudings, hoeveel te meer behoort dit dan nie waar te wees in ons verhouding met ons Skepper, ons God, die Here nie. 1 Korintiërs 4 vers 7. Kom Paulus en Paulus praat met ons as die mens, maar spesifiek met gelowiges. En Paulus sê, 1 Korintiërs 4 vers 7, Christen, what do you have that you did not receive? What do you have that you did not receive? En die antwoord is niks nie. Daar's niks wat jy en ek kan lys, wat ons het en wat ons geniet, wat God as ons Skepper en God as ons Verlosser nie vir ons gegee het nie. En ek en jy, vriende, moet dit nie mis nie. Ons lewe in 'n wêreld wat ons so maklik blind maak. Ons is so 'n ondankbare, murmurerende mense dat ons mis dit, vriende, en ons moet dit nie mis nie. Vriende, maak jou oë oop. Kyk om jou. Besef wat jy uit die hand van die Here uit geniet. Vriende, dink aan die son wat skyn.
Dink aan die reën wat val en alles anders wat vir jou en vir my lewe op aarde moontlik maak en wat ons lewens aan die gang hou. Dink aan die plante en die diere en die natuurlike hulpbronne wat ek en jy daagliks bybaat. Dink aan die natuur skoon wat ek en jy kan geniet. Dink aan die amazing ding wat kos is. Dit is amazing. God kon kos gemaak het, laat dit net 'n funksionele ding is. Soos as jy jou kar ingooi met brandstof. Maar hy het dit nie gedoen nie. God gee vir ons kos en dit lyk lekker en dit ruik lekker en dit proe lekker. Hoe amazing is dit nie? Dink aan musiek. Musiek is amazing. Dat jy kan klanke vat en jy kan klanke aan mekaar sit en dit gee vir jou 'n melodie. En as daai melodie deur jou oor gaan, dan tref hy jou hart en hy verander sommer jou hele dag. Hoe amazing is dit nie? Vriende, dink oor die wonder en die kompleksiteit van jou liggaam wat so perfek aan mekaar geweef is. Dink aan die geliefdes in jou lewe, dink aan die samelewing om jou, die geskenk wat 'n samelewing om jou is, van mense wat jou kan bedien en mense wat jou beskerm en mense wat jou kan onderrig en wat jou kan vermaak. Dink selfs aan alles wat jy kan koop met die salaris wat jy verdien wat nog steeds net 'n geskenk is. Selfs daai dinge wat jy dink ek het gewerk daarvoor. Ja, ek het dalk gewerk daarvoor, maar dit is net 'n geskenk. Daai gawes wat jy het en daai vermoëns en daai talente, dit kom nie van jou af nie. God het dit vir jou gegee. Die geleenthede wat jy in die lewe gegee is, die voorregte wat jy geniet. Dit is 'n geskenk uit jou Skepper God se hande uit. En dan natuurlik, vriende, die grootste van geskenke. Vir ons as gelowiges is natuurlik die Here se redding, die Here se verlossing. Ons is 'n mense, sê die Bybel, Romeine 1. Ons is 'n mense wat gegaan het en al God se gawes gesien het en ons het al die geskenke het ons gekies bo die gewer. Ons het die gewer geruil vir sy geskenke en vir daardie rede staan ons almal onder sy oordeel. Ons verdien nie om sy seëninge te geniet nie, maar om sy vloek te ervaar. En die wonderlike goeie nuus van Christendom, die evangelie, is dat die grootste geskenk wat God vir jou gegee het, Christen, is dat hy het homself vir jou gegee. Hy het sy enigste seun, sy geliefde seun vir jou gegee, en sy seun het op 'n kruis gesterf om die oordeel wat ek en jy verdien op hom te neem, sodat ek en jy nou in die prentjietaal van Psalm 107, sodat ons mense kan wees wat nou gered kan wees van die woestyn bestaan van ons sondes. Ons kan gered wees vanaf die slawerny van die duiwel. Ons kan gered word vanaf die poorte van die dood. Ek en jy kan gered word van die waters van God se oordeel. Wat 'n amazing geskenk is dit nie? Vriende, hoor asseblief tog mooi. Dankbaarheid teenoor God, wat lei tot danksegging aan God, is die essensie van ware aanbidding. En die teenoorgestelde daarvan, ondankbaarheid, wat lei tot murmurering, vriende, is die hart en is die definisie. Dit is die essensie van wat sonde is. Dink aan Genesis, hoe die eerste sonde plaasgevind het. Vriende, hoe het die sondeval plaasgevind? Vriende, Adam en Eva se boosheid was dat hulle al God se geskenke geniet het en hulle het dit gemis. Hulle was nie dankbaar vir wat God vir hulle gegee het nie. En via die slang, die duiwel, was daar 'n gees in hulle wat begin dink het, hoorie, maar ons mis uit op iets. Ek verdien beter. Dit is hoe die sondeval begin het. Het is treffend dat in Hebreërs hoofstuk 3, wat Psalm 95 aanhaal, wat terugverwys na Eksodus hoofstuk 17, kom die skrywer van Hebreërs en hy waarsku ons as gelowiges. En hy sê vir ons in Hebreërs hoofstuk 3, hy sê gelowige, moenie jou hart verhard nie. Gelowige moenie iemand wees wat is soos wat Israel was in Eksodus 17 in die woestyn nie. Iemand wat murmureer, iemand wat gered word deur die God en God voorsien aan jou, maar jy kerm en kla oor alles wat jy nie het nie.
Die skrywer van Hebreërs sê vir jou en vir my, moenie jou hart verhard nie, want wat murmurering kan doen is dit kan jou geloof verteer en die wat aanhou daarmee sal nie God se ewige rus, die beloofde land ingaan nie. Vriende, kyk saam met my na Romeine hoofstuk 1 vers 21. Romeine hoofstuk 1 vers 21 kom Paulus en Paulus sê die volgende. Hierdie is hoe hy die hart van afgoderry beskryf. Hy sê, for although they, dit is ons as die mens, although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. They did not give thanks to him. Die punt is, vriende, sonde. Hierdie is 'n goeie definisie vir sonde. Sonde is wat gebeur wanneer ek en jy die genade van God nie sien nie, nie waardeer nie, nie erken nie. Sonde is wanneer ek en jy nie dankbaar is vir dit wat die Here vir ons doen nie. Nie Christen. Dalk sit jy vandag, dalk luister jy in vandag en jy is nie 'n Christen nie. Kan ek vir 'n oomblik vir jou net uitwys die onkonsekwentheid van die dankbaarheid in jou lewe? Want nie Christen, hier's die ding, as 'n nie-Christen is jy dankbaar. Toe jou kind gebore word en jy het besef dat daar was 'n ontelbare hoeveelheid dinge wat perfek in plek moes val vir jou kind om om gesond gebore te word. Toe was jy met 'n diep dankbaarheid in jou gevoel. En wanneer jy, of soos wat jy die COVID-pandemie ontduik, of selfs deur die COVID-pandemie aan die ander kant gesond uitgekom het, was jy met 'n diep dankbaarheid gevul. En nie Christen, soos wat jy ry in jou kar en jy aanskou die Drakensberge of ons pragtige kuslyn of jy sit om 'n bosvel kampvuur, is jy met 'n diep dankbaarheid gevul. En die vraag is, teenoor wie is jy dankbaar? Want dankbaarheid genootsaak 'n gewer wat daai ding vir jou gegee het. Jy is dankbaar want jy besef jy geniet iets wat jy nie vir jouself gegee het nie. Nie Christen, teenoor wie is jy dankbaar? En vir wie sê jy dankie? Hoor hierdie woorde van G.K. Chesterton. G.K. Chesterton stel dit so, hy sê, the worst moment for an atheist is when he feels a profound sense of gratitude and he has no one to thank. En so die uitnodiging vir jou, as jy nog nie 'n disipel van Jesus is nie, kom en ontvang vanaf jou God af, kom en ontvang die grootste van geskenke, kom en ontvang die verlossing wat daar vir jou by hom is. En hier is die ding, soos wat jy kom en soos wat jy sy redding vanaf jou sonde en die Satan en die dood en God se oordeel ervaar, kom dan en geniet jou God. Hoor hierdie woorde, kyk saam met my daarso, vers 9 in ons gedeelte. Hoor die woorde van vers 9, the Lord satisfies the longing soul and the hungry soul he fills with good things. So vriende, daar's die eerste rede vir, of die eerste verstaan, die eerste kenmerk van Bybelse dankbaarheid. Hier's die tweede een en die tweede en die derde sal 'n klein bietjie korter wees, ons sal vinniger deur dit kom. Hier's die tweede ding wat ek vir ons uit Psalm 107 wil uitwys. Vriende, Bybelse dankbaarheid is nie net dankbaar teenoor God vir wat hy vir ons gee nie, maar vir wat sy geskenke van hom kommunikeer. En moenie dit mis nie. Gaan dit weer vir ons sê. Tweede kenmerk. Bybelse dankbaarheid is nie net dankbaar teenoor God vir wat hy vir ons gee nie, maar vir wat sy geskenke vir ons van hom kommunikeer. Sien daarso in die hele gedeelte in Psalm 107 sien ons die tipe mense wat Israel was. Het jy opgetel soos wat dit vir ons gelees was? Israel is 'n mense van vol sonde. Hulle is 'n mense van ontrouheid, vers 11. Vers 11 sê that they, Israel, rebelled against the words of God and they spurned the counsel of the Most High. Kyk nou na vers 17. Vers 17 sê, some of them were fools through their sinful ways. In vers 34 daar word hulle beskryf as 'n bose mense, 'n evil mense. En ten spyte van dit, ten spyte van hoe Israel was, geniet hulle hierdie ongelooflike guns.
dat God kom en hy red hulle, weer en weer en weer, en dan is hulle weer sondig, hulle is die ouens wat op verkeerde paadjies gaan, en God kom en hy red hulle weer. En God hou aan om aan hulle te voorsien, elkeen van hulle behoeftes. Dit is wat God doen, hy kom en hy verlos sy mense en hy voorsien aan al hulle behoeftes. Vriende, dink saam met my aan 'n venster. Jy sien wat 'n venster is dit is iets waardeur jy na iets anders kyk, iets wat eintlik baie beter is as die venster. 'n Venster is maar net so goed soos dit wat aan die ander kant van daardie venster is. En so sê die psalmskrywer vir ons, is dit met die Here se wonderdade. Dit wat die Here doen, dit wat die Here vir jou en vir my gee. Vriende, dit wat God vir jou en vir my doen en gee, behoort eintlik net 'n venster te wees, waardeur ons aan die ander kant vir God sien. Sodat ek en jy in dit wat God doen vir ons, en dit wat God vir ons gee, juis gegee die feit dat ons niks van dit verdien nie, sodat ons op die punt kan kom wat die psalmskrywer in vers 1 sê. Sodat ons aan die hand van God se wonderdade sê, die Here is goed. Ja, maar die Here is goed. Vers 1, die Here se troue liefde is onwankelbaar. En so Christen hoor dit. Christen, ja, kom ons wees 'n mense wat ons seëninge tel. Ek dink ons het nodig, dit is iets wat ons moet oefen, om ons seëninge te tel, maar kom ons doen meer as om net ons seëninge te tel. Vriende, kom ons interpreteer ons seëninge. Wees iemand wat elke dag die lewe gaan, en hierdie is die eerste ding wat jy doen. Elke dag stop jy en jy reflekteer oor die feit dat geen van die gawes wat jy geniet is iets wat jy verdien nie. Dit is onverdiende guns. En so dit is 'n goeie ding vir jou en vir my om heeltyd onsself te herinner dat ons is maar eintlik net soos Israel. Ons is 'n mense wat die Here se woord en sy wil teen rebelleer. Ek is iemand wat gaan en heeltyd op sondige paadjies gaan op my eie weë. Ons is maar net soos Israel 'n mense wat baie kere deur boosheid gekenmerk word, en dit is 'n goeie ding om dit te besef. Dit is 'n goeie ding om dit te besef, want dan kyk jy na alles in jou lewe en dit roep uit genade. En jy kyk na alles in jou lewe, jou verlossing, en jy kyk na alles in die lewe fisies wat jy geniet, en dan vul dit jou hart met 'n diep dankbaarheid, en jy sê, maar hoe goed is God nie? Kyk na die Here se troue liefde in my lewe, en wat daai dankbaarheid dan doen. Vriende, as jy gevul word met daai dankbaarheid, sê dit dan. Kyk aan vers 2. Dis die opdrag aan ons. Let the redeemed of the Lord say so. Vriende, kom ons sê dit. Kom ons sê aan God en kom ons sê aan ander, die Here is goed en die Here se liefde is amazing. Kyk alles wat hy vir ons doen wat dit nie verdien nie. Hoe sê ons dit vir hom? Wel, die eerste ding is ons sê dit soos wat ons saamkom. Ons sê dit soos wat ons sing. Vers 22. Tell of his deeds in songs of joy. Vers 32, let them, God se mense, let them extol him in the congregation of the people, and let them praise him in the assembly of the elders. Ligpunt, kom ons sing asof ons dit bedoel. Kom ons sing soos 'n mense wat besef hoe goed ons God is, en hoe liefdevol ons God is. Kom ons sing soos 'n mense wat begryp dat alles in ons lewens is net genade. Dit is net geskenke uit God se hand uit. Maar kom ons sê nie net vir God dankie wanneer ons saam sing nie. Kom ons sê vir God dankie met ons lewens. Kyk aan vers 22, is die taal van hierdie danksegging is, dit sê daarso, let us offer sacrifice of thanksgiving. Daai woorde hoort vir jou 'n klokkie te lui, want in Romeine hoofstuk 12, vers 1 tot 2 kom Paulus, en Paulus sê dat in die hand van God se genade wat hy aan ons betoon het in Jesus, offer now your bodies as a living sacrifice to God, holy and pleasing to the Lord. This is your spiritual act of worship. En so Christen, hierdie is wat ek en jy tot geroep word. Ons word geroep om in ons lewens, in ons liggame, in alles wat ons doen, in alles vir die Here dankie te sê.
Soos wat jy hier uitgaan en jy spandeer tyd met jou geliefdes, jou vrou, jou kind, jou familie, is hoe jy daar lewe, is jou geleentheid om vir jou God dankie te sê. Soos wat jy jou werk doen in hierdie week wat kom, is dit jy wat vir die Here dankie sê met jou lewe. Soos wat jy jou geld spandeer, is jou spandering van jou geld die manier wat jy vir die Here dankie sê, die manier soos wat jy die talente en die gawes wat jy het aanwend, is die manier wat jy vir jou God dankie sê. Kolossense 3 vers 17, whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Dit bring ons by die laaste, vriende, die derde kenmerk van Bybelse dankbaarheid wat ek vir ons daar in Psalm 107 wil uitwys, en dit is die volgende. Vriende, Bybelse dankbaarheid is nie net iets wat gevoel word nie, maar dit is iets wat gekweek moet word of gekultiveer moet word. Bybelse dankbaarheid word nie net gevoel nie, dit word gekweek. Dit word gekultiveer. Kyk aan na die heel laaste versie van ons gedeelte. Ons is amper daar. Kyk na vers 43 sê, die psalmskrywer eindig en sê, whoever is wise, let him attend to these things. Let them consider the steadfast love of the Lord. Wysheid volgens die Bybel, veral vir in die Joodse Ou Testament verstaan, wysheid het niks uit te waai met hoe slim jy is nie. Wysheid het niks uit te waai met jou IQ nie. Wysheid is iemand wat uitgefigure het hoe die lewe werk. Wysheid is iemand wat uitgefigure het dat hierdie lewe moet onder die heerskappy van God gelewe word. Dit is daar waar vrede en vreugde en vrug gevind word. Dit is die wyse lewe. Hoe kry jy daardie wyse lewe, sê die psalmskrywer? Jy doen dit soos jy hierdie things consider. Dit is soos wat jy iemand is wat elke dag deur jou lewe gaan en jy kyk na die Here se wonderdade. Jy sit en jy maak jou oë oop en jy dink en jy mediteer oor dit wat jy geniet, fisies, maar meer is dit selfs jou verlossing, en jy sien jou God wat goed is en liefdevol is raak. Jy consider these things. Jy gaan daarso en jy consider the steadfast love of the Lord. Dit is wat jy doen, en as jy dit doen, sê die psalmskrywer, sal jy wys wees. Jy sal iemand wees wat werklik met goddelike nugterheid deur die lewe gaan, en dit sal jou lewe transformeer. Terug by hardloop. Die verstommende ding van hardloop is dat, ek weet nie van julle nie, ek is nooit lus om te hardloop nie, om eerlik te wees. Daar's nooit wat ek voel soos hardloop nie. En die verstommende ding is, hoe minder ek hardloop, hoe minder voel ek soos hardloop, en hoe meer gaan my liggaam agteruit. Maar die teenoorgestelde is ook waar, is dat wanneer ek myself kry en ek begin hardloop, dan begin ek soort van daarvan te hou en dan wil ek weer gaan hardloop en ek wil weer hardloop, en uiteindelik is dit, sê die ouens en sien ek as ek kyk na die Olimpiese atlete, dan kan dit ook jou liggaam nogals help en baat. En vriende, so is dit met dankbaarheid. Dankbaarheid, sê die psalmskrywer, is iets wat ons in doelgerig moet wees, doelbewus oor moet wees. Ons is mense wat deurgaans na die wonderdade van die Here op dit reflekteer, en ons veg om te sien hoe goed ons God is en hoe liefdevol ons God is, en soos wat ons dit doen, vul dit ons met 'n dankbaarheid, en ons sê vir hom dankie, en dit vul ons met 'n dankbaarheid, en ons sê vir hom dankie, en dit so verander ons aanbidding, en dit verander ons menswees, dit transformeer ons. Vriende, dit is die doel van hierdie reeks. Dit is wat ons in hierdie reeks, in die weke wat ons gaan doen, verder vorentoe wil doen. Vriende, ons wil ons geestelike spiere van dankbaarheid oefen, en ons wil dit versterk. En om dit te doen, om spiere te oefen en sterker te maak, het ons 'n oefenprogram nodig. Okay? En so dit is wat ons gaan doen. Ek wil elkeen van julle nooi. Ek wil elke liewe een van ons nooi om saam met ons 'n dankbaarheidsoefenprogram te doen. In daai boek wat ons net nou na verwys het, A Grumbler's Guide to Giving Thanks,
gaan die skrywer Dustin Crowe reg op die einde van die boek gee hy vir ons wat hy noem the Gratitude Challenge. Okay? En so dink aan 'n gym-program. Wat hy vir ons gaan gee is 30 dae waarin ons onsself kry en oefen en leer hoe om mense te wees wat reflekteer op God se steadfast love en wat dankie sê totdat dit ons toenemend verander. En Ligpunt, ek wil ons uitnooi tot dit. Dalk wil jy dit op jou eie doen in die volgende 30 dae. Dalk wil jy dit as 'n paartjie saam doen. Dalk wil jy dit as 'n gesin saam doen. Dalk besluit julle dit om as julle Ligpunt gesin dit te doen. Maar ek wil ons uitnooi, kom almal van ons doen hierdie Gratitude Challenge in die volgende 30 dae. Natasha gaan vir elkeen van ons vandag nog of per WhatsApp of per e-pos gaan sy die Gratitude Challenge aanstuur. So jy gaan dit in jou inbox of in WhatsApp kry in die volgende 24 uur. So kom ons begin môre daarmee. En wat hierdie Gratitude Challenge gaan wees, vriende, is 3 dinge. Daar's 3 elemente tot dit wat ek ons graag wil nooi om almal saam te doen. Is dat ons gaan vir elke dag van 30 dae gaan ons teksgedeeltes skryf wat ons gaan lees. En so ek wil jou nooi en jou uitroep, hê 'n stilte tyd elke dag vir 30 dae, don't miss a beat. En soos wat jy dit doen, lees daardie gedeeltes wat vir ons gegee word vir elke dag en reflekteer op dit en spesifiek wat dit vir jou leer oor dankbaarheid en oor die God wat ons dank verdien. Die tweede ding wat ek wil hê ons dan moet doen, soos wat ons daai teksgedeeltes lees en soos wat ons daarop mediteer, vriende, kom ons draai dit dan terug in gebed aan God. En hier is die ding wat ek jou tot wil nooi. In die volgende 30 dae, elke dag, kom ons fokus ons gebede net op danksegging. Of primêr net op danksegging. Kom ons kyk na die gedeeltes, ons sê vir God dankie vir wie hy is, vir wat hy vir ons gedoen het en vir wat hy nog steeds vir ons doen in die groot en die klein dinge. En die derde ding wat ons doen in hierdie Gratitude Challenge, vriende, is kom ons gaan in die volgende 30 dae en ons gaan en ons deur die loop van elke dag kyk jy rondom jou vir alles wat jy vir die Here kan dankie sê. Groot of klein. En op jou in 'n klein notaboekie of op jou foon gaan skryf elke dag 5 dinge neer. 5 dinge in daardie dag wat jy wanneer jy in jou stilte tyd vir God gaan dankie sê, wat jy ook kan vir God voor dankie sê. En dan die volgende dag kyk jy rondom jou en 5 dinge wat jy vir die Here voor gaan dankie sê. En vriende, kom ons doen dit vir die volgende 30 dae saam. En daar's nie een of ander magic ding wat dan uit die lug uit op jou val nie. Dit is 'n oefenprogram. Dit is daar om ons denkpatrone en ons manier van operate te verander. En so wil jou uitnooi, probeer om dit elke dag te doen. En as jy 'n paar dae mis, begin oor. Die idee is om dit vir 30 dae aan een te doen, om die manier wat ons dink en doen te verander. Vriende, kom ons doen dit saam. Ek dink dit gaan goed wees vir ons en ek dink hierdie reeks gaan goed wees vir ons. En ek wil daarmee afsluit. Vriende, ek sluit vir ons af. Bitter min van ons, ek jammer om dit vir julle te sê, maar bitter min van ons, indien enige, gaan ooit vir die sporte wat ons beoefen, ooit by die Olimpiese spele uitkom. Maar vriende, elkeen van ons het die God gegewe geleentheid om geestelik gesond te wees. Elkeen van ons het die geleentheid om geestelik sterk te kan wees. En die verrassende ding, die verstommende waarheid wat ons in hierdie reeks gaan sien, is dat danksegging is een van die kritiese geestelike dissiplines wat jou en my geestelike spiere kan bou. En wat soos wat ek en jy dit beoefen, wat jou en my kan geestelik sterker en gesonder en sterker kan maak en wat jou en my kan verander. Ons verhouding met die Here kan verander en ons verhouding met onsself en ons verhouding met ander. Vriende, ek smag daarna. Ek dink ek het dit nodig. Ek dink ons het dit nodig. Ek dink ons as 'n kerk het dit nodig. Ek dink ons land en ons wêreld het sulke Christene nodig.
En so, kom ons bid. Kom ons bid en vra dat die Here van vandag af en deur hierdie reeks in die volgende 30 dae veral hierdie nuwe werk in ons sal doen. Kom ons bid saam. Vader, ons het inderdaad dit nodig. Here, ons is so binne toe kykend, murmurerend. Here, ons is so geneig daarna. Here, om heeltyd te kla en ondankbaar te wees vir alles wat ons eintlik wil hê, wat ons voel ons verdien en wat ons nie het nie. Ag Here, vergewe ons daarvoor. Here, en ons wil vir U dankie sê. Ons wil vir U dankie sê, Here, dat U ons in die Seun Jesus gered het. Here, ons is U kinders en U is 'n goeie Vader wat nou net goeie geskenke aan ons, U kinders, altyd gee in alles. Here, gee ons die oë wat dit kan sien. Here, verander ons harte dat hulle sal dankbaar wees. Here, en maak ons lippe en ons hande en ons voete 'n offergawe van danksegging aan U. Ag Here, kom en verander ons. Ons is opgewonde, Here, vir ook hierdie paadjie wat U met ons wil stap, Here. Kom doen 'n nuwe werk in ons en kom doen dit ook deur ons. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.